Dit is vandag Maandag, 13 April. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Paase. Ons lees saam uit Johannes 20, vers 19 tot 28 en ons lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom as ek vir ons 'n kers aansteek. Christus is ons lig. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my eer. Die jakkalse en volstruise omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld om my volk se dors te les. Amen. Ek nooi jou om die teks te ontvang. Hou dit lig vas. Laat dit op jou hart gaan lê en as daar 'n woord of 'n frase is wat jou raak, hou dit stywer vas. Ek nooi jou om miskien jouself in die verhaal in te leef en dit wat daar gebeur aan jou eie lyf te voel. Dit was al laat die aand op daai eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, Shalom, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, Shalom, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. En as julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, Shalom, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas het vir hom gesê, my Here en my God.
Die opstanding soos ons dit in hierdie perikoop vind, sluit 'n nuwe wêreld oop wat gekenmerk word deur 3 goed hier. Shalom. 3 keer is dit hoe Jesus sy vriende groet. Vrede vir julle. Die tweede kenmerk is die opdrag om te gaan vergewe, te gaan vryspreek, mense 'n tweede kans te gee. Die derde wat hier gekenmerk word, is dat Jesus oor hulle blaas. En net ons terugneem na die tweede skepingsverhaal, toe God sy asem in Adam, die mens, geblaas het. Asof hierdie 'n tweede herskepping word. Laat lê hierdie 3 goed vir 'n oomblik op jou hart. Wat sê die Shalom vir jou? Wat beteken dit om 'n draer van vergifnis te wees? Wat beteken God se nuwe asem vir jou? Hierdie verhaal het 'n interessante wending. Thomas was afwesig toe Jesus die eerste keer aan hulle verskyn. Thomas se tweede naam was Didymus, wat beteken tweeling. En dit is asof Thomas se storie hier my en jou wil intrek, daar plek gemaak word dat ons die ander een van die tweeling is. Met Thomas se verhaal en sy sinisme oor Jesus se opstanding, maak hy die deur oop dat ek met my sukkelende geloof, dikwels my ongeloof, ook by God kan opdaag. Hou dit vir 'n oomblik vas. ‘n Didymus gebed. Vandag sukkel ek om te glo. Nie omdat ek nie gesien het nie, maar juis vir wat ek sien. Die wêreld is droog. Nog 'n kind op die vlakte is gedood. 'n huwelik trek swaar.
'n jong pa met verspreide kanker, angstige tieners, 'n boer sonder 'n plan, kranksinnige leiers, nog 'n sinnelose oorlog. Ek hoor die Paasfeesklokke. Ek sukkel om te glo. Die swart hond het nog 'n lam gevang. Ek druk my vinger in gister se braaivleiswond. My Here God, dit brand. Die tuinman groet. Shalom. Ek sug en sien die weer steek op. Môre staan ons weer op. Amen.